Hallo en welkom by die nuutste episode van Blitz Focus vir die nuwe jaar van 2026. Soos wat julle Sondag aangesien het, Blitz Focus is amptelik 5 jaar oud. Nou dit gesê, hierdie jaar bring ons nuwe gaste, nuwe boeke, nuwe liedjies en nuwe geselskap. As ook wel self in die volgende 2 episode gaan julle nuwe mense ontmoet. Ongelukkig is hierdie my en Annemarie se laaste episode ons kom naby om Blitz Focus oor te gee. Soos wat julle weet, hierdie episode gaan ons 'n song hê, 'n boek het en 'n onderhoud met iemand wat julle klaar gesien het al. En dit gesê, voor al dit gaan ek en Annemarie terug wees met die nuus. Hallo en welkom by hierdie episode se Wat's Nuus. Ons is terug vir die nuwe jaar. Annemarie, hoe voel dit nuwe jaar vir jou? Ek is so excited om hier te wees, maar Fransjo, ek is hartseer. Kom ons wag 'n bietjie met die Ek is hartseer en ek wil hê die mense moet dink oor hoekom ek moontlik kan hartseer wees terwyl ons nou hier sit. Ek is self so 'n bietjie hartseer, maar kom ons wag 'n bietjie. Kom ons bring 'n bietjie lekker nuus eerstens. Wat het jy oor die vakansie gedoen vir Kersfees? Ek was in Thailand. Dit was so lekker geweest. Die kultuur is ongelooflik geweest en ek wil net teruggaan. Ek wil regtig soos dit voel vir my. Ek het 'n stukkie van my hart daar gelos, as jy verstaan wat ek bedoel. Jy weet, as jy na 'n nuwe plek toe gaan en jy interakt met nuwe mense, dan voel dit baie, jy los jou hart daar. Dit is hoe dit vir my voel. Wat het jy gedoen? Want ek en jy het nog nie gepraat daaroor nie. Eerlikwaar, ek was meestal net hier so, ek was mos maar by my ouers, bietjie familie gekuier. Net 'n lekker rustige Kersfees gehad, na al die chaos van laas jaar. Ja, 2025 through hands, julle. Dit was regtig nie jokes geweest nie. And we lost. But tough times never last, only tough people do. Quote Precious. En dis al wat ek gaan sê. Ja, nee, dis beslis waar, maar uit 'n skierigheid, terwyl jy in Thailand was, het jy na die tempels toe gegaan en alles? Ek het, en kyk nee, dit was die argitektuur, die thought wat in daai tempels ingaan, dit was van die mooiste goed wat ek al in my lewe gesien het. Daar's die een tempel spesifiek, sy naam, hy word gesien as die Royal Palace, en so dis waar die Royal Family van Thailand bly, want hulle het ook nog 'n monargie, en elke liewe stukkie mosaïek wat jy sien op daai tempel, nou dis huge. Al daai goed is hand mosaïeked. Wow. So daai goed, elke steentjie, elke goue blokkie, elke emerald something, dis alles met die hand gedoen. Dit is insane, dit was regtig incredible geweest. Dit klink soos iets amazing om te beleef. Ja, en net om te hoor van die geskiedenis van die land. Ons was in 'n dorpie gewees, Ayutthaya, wat die vorige hoofstad is voordat Bangkok oorgeneem het as die hoofstad. En daai plek het basically net temple ruins, want hulle was kind of riddled by war gewees en in 'n oorlog, en toe is al daai tempels platgeslaan, en daai platgeslaande tempels se strukture staan nou nog beter as sommige geboue wat ons op die dag tot dag sien, kom ek sê dit maar so. So net ongelooflik gewees om, Dit klink soos iets amazing, en ek self wens om eendag te kan soos uit die land uit gaan, of selfs in Namibia toe. Dit klink soos iets baie lekker. Maar nou ongelukkig, kom ons 'n bietjie terug na ons land toe. Ja, ons eie land, ons eie dinge. Ons eie Nou, soos ons weet mos nou die matriekuitslae het mos ook in die begin van die jaar uitgekom. Dit was 'n ervaring om te sê. Ja, kyk, ek dink dit het vir baie kinders beter gegaan as wat hulle gedink het dit gaan, maar daar's obviously altyd met matriekuitslae is daar altyd teleurstelling. Daar is. Wat nogal hartseer is, ek meen, die NSCCO en NSCCI's kinders het goed gedoen. Ons het 'n drastiese verbetering gesien van die vorige jaar af. Die minister het baie mooi gesê dat dit moet kind of net vir ons wys hoe sterk ons syllabus is. Dat daar so drastiese verbetering is en dat dit elke jaar beter gaan, want dit is maar nuut en ek weet mense het aanvanklik baie gesukkel met hoe nuut dit was, maar dit raak beter en ons moet net pas byt en deursien. En dan ISC se resultate het uitgekom. Hulle het verskriklik goed gedoen, of die ISC IEB sy resultate het uitgekom. Hulle het verskriklik goed gedoen. Amper al daai kinders kan gaan swat. My sussie is een van daai kinders. Julle ken my sussie, hier by Blitz Focus. Sy is nou Potchefstroom te gaan swat en dan dit het goed gegaan met Cambridge International ook. Ek het iets gehoor van Cambridge. Ek glo daar het 'n storie uitgekom onlangs daaroor. Ja, ons hoofredaksie het 'n storie geskryf. So
Ek dink ons het in totaal 4 of 5 skole in Namibië wat op Cambridge International is en baie onlangs het Windhoek Gimnasium deel geraak van daai groepie skole. Hulle het hulle eerste matriekjaar gehad wat op Cambridge International se eie level was. En dit het ongelukkig nie so goed gegaan vir daai kinders soos wat hulle gehoop het nie. Dis altyd hartverskeurend. As jy soort van kan sien hoe kinders, ek wil nie sê se drome doodgaan nie, want dit is baie dramaties, maar as jy kan sien hoe kinders hulle drome nie meer kan nakom nie as gevolg van punte en daar was baie, ek wil sê confusion gewees, want dit het amper voorgekom en hierdie is alles na bewering, maar dat wat die skool uitgesit het op sosiale media nie die werklikheid weerspieël het nie. En toe baie ouers het gekla daaroor en hulle het gesê maar hierdie is glad nie hoe ons dit ervaar nie. En die sosiale media plasing wat die skool opgesit het is later gewysig en daai syfers is afgehaal. Maar ons het nou nog, wil ek amper sê, nie heeltemal antwoorde oor wat verkeerd gegaan het nie. En dis baie ontmoedigend. Veral vir ouers wat nou nog kinders het daarso, want hoe vertrou jy die skool? Ja, en dit is moeilik om te rectify, wil ek amper sê, want dis als goed en wel om te sê, okay, maar ons gaan hierdie en hierdie en hierdie verandering maak vir die nuwe groep. Maar hierdie kinders wat nou daardeur is, dis half 'n ding van of hulle het nou 'n hele jaar van universiteit verloor of daar is nie terugkom van dit af vir baie van hulle nie, want dit is verskriklik duur om jou matriekeksamens te laat hermerk en oor te skryf op Cambridge International. Ek het dit gedoen. Ek weet hoe duur dit is. So daar's baie kinders vir wie dit ook nie 'n opsie is nie. So nogal hard, dit was een van die hartseerder stories gewees as dit kom by die matriekuitslae die jaar. Die ander ding wat ek graag wil opbring in terme van matriekuitslae, dit is hierdie as jy kry soms hierdie studente wat hulle hele lewe daarop plaas. En as hulle mos so dryf, dan is dit soort van 'n downward spiral. Ja, kyk, ek dink dit is baie hartseer. Ons het 'n paar sulke gevalle gesien die jaar van kinders wat se punte vir hulle dit het hulle verpletter. En dit is 'n ding van dit verskil van persoon tot persoon. Want ek byvoorbeeld, en ek sê hierdie pappa asseblief moenie kwaad wees vir my nie, maar my punte is nie vir my so belangrik nie, want hier sit ek vandag en dit was belangrik geweest, maar hier sit ek vandag, ek swat wat ek wil swat, ek werk wat ek wil werk. Dit is nie die einde van die wêreld nie, maar vir baie kinders voel dit so as gevolg van druk of dalk is wat jy regtig wil gaan doen met jou lewe medies. Ja. En dit hang maar af van persoon tot persoon, maar ek voel net en dis iets wat ek wil sê en ek dink jy sal saamstem hiermee, dit is okay om nie A-ster te hê in al 6 jou vakke nie. Dis okay. Jy is net 'n mens en ons almal gaan deur dips en everything is rectifiable. Dit beteken nie jou lewe is verby omdat jy nie presies die punte gehad het wat jy wou gehad het nie. Al voel dit so en hoe jy voel is valid, maar jy kan asemhaal ook en net terugstaan en kind of terug te kom. Kind of jouself op die skouer klop van die feit dat jy dit gemaak het tot by eie is 'n prestasie in sy eie. Ja nee, ek kon dit selfs eerlikwaar nie beter sê nie. Dit was baie mooi boodskap. Ek moet sê, Anne-Marie is terug hier so. Public service announcement. Ja. Wel, ongelukkig Anne-Marie, jy weet wat se tyd dit is. Ja, so dis ek en Franswa se laaste Blitsfokus episode. Dit is korrek. Ongelukkig gaan ons nou maar hierdie jaar se Blitsfokus afgee na die nuwe aanbieders wat julle binne die volgende 2 episode gaan ontmoet. So stuk, net om hulle 'n bietjie meer kans te gee om 'n bietjie gewoond te raak aan Blitsfokus en die chaos wat ons is. Ja, hulle is baie oulik en ek is seker julle sal hulle gesigte geniet, net soveel soos wat julle ons in geniet het en ek is baie opgewonde om dit in hulle baie bekwame hande oor te laat, want ek en Franswa moet nou aanbeweeg na die volgende stappie van ons loopbaan toe. Dit is reg, maar voor ons dit doen, ek dink julle sal 'n bietjie geïnteresseerd wees. Ek het een van ons nuwe aanbieders hierna as ons gas. Ja, so bly ingeskakel en van my kant af, ek gaan Blitsfokus ongelooflik mis. Dit was ongelooflik geweest om al die stories te hoor van al hierdie verskillende mense met wie ons gepraat het. Elke boek, elke liedjie het 'n baie spesiale plek in my hart. So van my kant af dink ek totsiens Blitsfokus met 'n baie swaar hart. Ja, van my kant selfs ook. Ek moet sê ek het dit baie geniet om hier te wees. Ek het dit nooit beplan om eintlik 'n aanbieder te wees nie, maar ek moet sê Blitsfokus het my regtig my oë opgemaak daaraan en om al die gaste te ontmoet, hulle stories te hoor en met hulle te gesels en hulle lewenslewe,
Dit is iets wat ek nooit myself gesien doen het nie. Ja, So en dan natuurlik wat 'n voorreg om dit saam met jou te kan doen. dit was 'n jaar gewees. Dit was 'n jaar gewees. So selfs soos Anne-Marie van my kant af, baie dankie aan Blitsfokus, baie dankie aan julle ons kykers, maar moet nêrens gaan nie want die episode is nog nie klaar nie. Hierna het ons onderhoud met Rosanne Swart. Hallo en welkom by die eerste episode van die jaar se onderhoud. Soos julle in die nuus gehoor het, saam met my het ons Rosanne Swart. Sy is een van julle nuwe aanbieders. Julle gaan die ander ene volgende week ontmoet. Nou dit gesê, Rosanne, hoe gaan dit met jou vanoggend? Dit gaan heel goed, dankie. Ons het 'n lekker reën gekry en alles is vars en nuut, so mens voel dan sommer ook so vars en nuut. Ek gaan met jou daar stry want ons son is nat en ek hou nie daarvan nie. Dis net modder en dit was 'n pyn om op die bus te klim vandag. Maar ja, die reën is maar goed vir die land. Ek sal nie daar stry nie. Nou, Rosanne, kom ons spring sommer kop eers hier en ek wil graag by jou hoor. Hoe voel jy om vir Blitsfokus oor te vat? Ek moet sê ek is bietjie op my senuwees, maar ek dink dit gaan lekker wees. Ek dink dit is 'n goeie challenge as mens nou so kan sê en ek het baie om te leer en baie om te ontdek, so ek dink ek gaan dit geniet. Ja nee, ons is almal op ons senuwee hierdie eerste episode en ek moet sê jy doen baie beter as wat ek was op my eerste episode. Vir julle wat kan onthou, Patricia het my kop eers ingegooi en ek moes maar swem. Dit was maar my keuses geweest. Nou dit gesê, ek wil 'n bietjie meer weet. Jy is hier met 'n beurs. Jy het al gestudeer. Ja. Vertel ons ook meer van wat het jy gestudeer? Ek het my graad begin met kommunikasie in Potchefstroom, 'n BA kommunikasiegraad. En hulle sê altyd dit behels 3 takke. So dit is journalism, besigheidskommunikasie en dan ontwikkelingskommunikasie. Toe het ek meestal gefokus eers op journalistiek en dis ook hoekom ek hierdie beurs gekry het. Dit was gebaseer op die feit dat ek wil journalistiek swat. Maar toe ek nou meer met dit te doen gekry het en meer geswat het, toe besef ek hou eintlik meer van die besigheid kommunikasie aspek van die graad. En toe het ek met my honeursjaar verder gegaan in dit en advanced corporate communication gedoen. En ek is nou ook net besig met dit in my meester. So ek swat nog steeds. Ek is my 7de jaar van swat. So hopelik, die beplanning is dat ek dit hierdie jaar gaan klaarmaak, maar ja, dan het ek my meesters ook in corporate communications. 7de jaar van Ja, swat. ja, ongelukkig. Ek het genoeg gehad op skool, maar dankie. Nee, dankie. Ek het genoeg op skool gehad. Dit raak nogals woes. By jaar 6 dan dink dink jy by jouself, nee, hoekom het ek hierdie gedoen? Maar ja. Wel, nou, as iemand wat kommunikasie studeer, hoe dink jy gaan dit jou help hier op Blitsfokus? Ek dink dit gaan definitief my help om beter met gaste te kan kommunikeer, beter soos behind the scenes kommunikasie te kan doen en dit ja, ek dink in daai aspek gaan dit vir my goed help en ook bietjie organisering van kommunikasie, daai tipe goed dat 'n mens bietjie meer struktuur het. Ek dink dit sal my help. Okay. Ja. Wel, kommunikasie is altyd belangrik, veral as jy met gaste en alles te doen het, maar wat ek te hoor nuuskierig is, ken jy vir Blitsfokus? Het jy ooit Blitsfokus gekyk? Ek het nog nooit in my eie uit nie, toe jy vir my sê ek gaan deel word van dit, toe ek 'n paar episodes gaan kyk, om net seker te maak ek weet wat aangaan. So dit was my enigste ervaring nou om episodes te kyk, so ja. Nou, vertel my 'n bietjie, wat dink jy van Blitsfokus in daai paar episode wat jy nou aangekyk het? Nee, ek dink dit is baie, mens kan soos baie leer uit dit uit, en dit stel mens bloot aan meer goed as wat jy, byvoorbeeld, ek's iemand wat nie regtig na Afrikaanse musiek luister nie, maar ek gaan nou definitief moet begin, maar daar's 'n paar liedjies wat julle genoem het, of wat ek dan dink met myself, dit klink interessant, kom ek gaan luister na dit, en dan is dit actually 'n liedjie wat ek sal by my liked songs op Spotify sit of so ek dink daar's baie om te leer uit die program uit, baie om, of net elke week net soos 'n half 'n catch-up te hê vir jong mense om uit te vind wat aangaan en wat het gebeur en wat dalk kom in die toekoms of so. Ja. Okay. Ek is bly actually daaroor, want dis die hele doel van Blitsfokus, is om die Afrikaanse kultuur, die Afrikaanse jeugkultuur uit te bring na mense toe. So ek moet sê, ek is baie bly om dit te hoor. Maar, nou, kom ek draai die vraag 'n bietjie om. Hoe is jy van plan om Blitsfokus vorentoe te vat? Ek dink daar's definitief 'n goeie fondasie gelê vir Blitsfokus. Ek dink elke aanbieder
maar met enigiets in lewe bring jy jou eie persoonlikheid in en jou eie idees so bietjie. So ek moet sê ek met ons ander nuwe aanbieders sal ek nog moet sit en gaan brainstorm soos hulle sê om te sien wat die mense nou actually gaan verander of wat jy wil hou, waar jy jou eie idees wil inbring en so. Maar ek dink definitief ek sal probeer om meer interaksie te hê direk met jong mense, as 'n mens so kan sê. Nie noodwendig dit altyd net in die ateljee te hou nie, maar ook om uit te gaan en met hulle te praat of sulke goedjies te doen, ja. Okay. Dit is iets wat Anne-Marie en ek eintlik laas jaar geprobeer het, maar dit was 'n bietjie van 'n moeilike tyd. Like, ons het dit nie altyd reg gekry nie, ons het 'n bietjie van 'n gesukkel. So ek hoop al die sterkte vir jou met dit. Like eerlikwaar, ek hoop jy kry dit reg en alles, maar vertel ons 'n bietjie meer van jou tyd op studeer. Hoe was dit vir jou? Dit was baie lekker. Ek moet sê ek het dit baie geniet om te studeer. Ek het begin net toe COVID uitgebreek het, so ek was 'n maand en 'n half op universiteit en toe moet ek huis toe kom vir 2 jaar oor COVID. Ja, so dit was nie baie lekker nie. So toe ek nou terug gaan in my 3de jaar, toe sit nou asof dit my eerste jaar is op universiteit. Ja. So toe het ek dit baie geniet. Ek moes wel werk voltyds terwyl ek gestudeer het, so dit het baie geverg van tydsbeplanning en vooruit beplan met werke en take en klasse. Maar oor die algemeen het ek dit vreeslik geniet en 'n mens maak regtig vriende wat jy 'n leeftyd soos hou en so ek het ja. Wat het jy die meeste geniet op jou tyd as 'n student? Ek dink die feit dat jy tot 2:00 in die oggend kan aan iets werk en dan loop jy oor die pad en dan is 'n hoompie oop en dan kan jy 'n burger eet 2:00 in die oggend. Maar ja, ek dink die hoe flexible jy was as 'n student. So jy kan veral met my werk, jy kan gesê het okay, ek kan nie vanoggend werk nie, maar ek kan vanmiddag werk of ek het 'n klas en na jou klas kan jy gou saam met jou vriende iets gaan doen of wat ek al. So ek dink die meer sodra mens begin werk is alles meer in 'n boksie en jy het sekere tyd en jy het maar met universiteit is dit baie flexible en baie jy het tyd vir jouself in die sin van jy kan jou eie tyd bepaal. Ja. Nou, waar het jy voltyds gewerk dat jy kon studeer op dieselfde tyd? Ek het by Slow Cafe gewerk op Potch. So ja, ek het begin as ek het in die kombuis agter begin om kos voor te berei vir die kliënte en toe het ek vorentoe beweeg en toe ek vir 'n rukkie barista en ek dink ek was so 3 jaar daar en toe aan die einde vir die laaste jaar was ek die algehele soos vloerbestuurder daar gewees. So ja, dit was my werk. Ja, dan wys jy net harde werk kan jou laat werk gaan, nee. Ja, nee, definitief. As 'n mens uit nuuskierigheid uit. Jy het nou vir ons 'n bietjie verduidelik van hoe dit was op studeer, hoe jy dit geniet het, wat jou goeders was en alles. Nou, hoe sou jy sê of althans wat is jou gunsteling gedeelte van Blitsfokus? Waarna toe kyk jy uit die meeste? Ek dink ek sien uit om elke week 'n nuwe gas te sien. Ek dink dit is iets wat 'n mens kan na uitsien want jy leer so baie by ander mense, so om elke week iemand in die ateljee te hê wat jy kan eintlik iets by leer en leer ken en so. Ek dink dit gaan baie lekker wees. Ja nee, ek moet sê dit was my eie gunsteling gedeelte van om Blitsfokus te hê, maar ek sê vir jou sterkte daar. Dankie. Want dankie. Ja, dit is maar so 'n bietjie van 'n gesukkelry met gaste want mense is besig. Ja. Goeders loop verkeerd en alles, maar ek hoop jy absolute sterkste daarso. Dankie. Voor ons hierdie episode eindig, wil ek net vir jou gou vra, het jy enige boodskappe vir ons kykers? Ek sal net sê welkom by die nuwe Blitsfokus waar ek dit aanbied. Ek is regtig opgewonde om hierdie jaar saam met julle in te gaan en opgewonde om my mede-aanbieder te leer ken. Ons albei is nou nuut hierso, so ek dink dit gaan 'n lekker jaar wees en hou asseblief aan kyk en stap saam met ons hierdie paadjie en dan sien ek julle volgende week. Wow. Baie dankie Rosanne. Dit was 'n baie mooi boodskap aan ons kykers en ek moet sê sterkte en baie dankie dat jy opgekom het as die gas. Nou sê baie dankie dat jy my genooi het. Wel, ek sien uit na julle episode volgende week toe. Dit gesê kykers, dit is altyd wat ons op die oomblik het vir die onderhoud met julle nuwe aanbieder Rosanne Swart, maar dit gesê die episode is nog nie klaar nie, so bly ingeskakel.
In hierdie week se Nuut op die Rak gesels ons met julle oor François Bloemhof se nuwe boek of se boek Een keer om die son. Ons kan nie wag om julle op hierdie reis te vat nie. Nuut op die Rak is waar ons met julle gesels oor die nuutste boeke of die beste boeke in Afrikaans volgens ons vir julle om te lees. Die boek Een keer om die son deur François Bloemhof vertel die storie van die Van Wyk gesin wat eers lyk of hulle 'n normale en gelukkige lewe het, maar dan tref 'n groot tragedie hulle. Die boek volg die gesin se lewe oor 1 jaar of een keer om die son en wys hoe hulle probeer om te gaan met verdriet en verlies. Tydens die jaar gebeur daar baie dinge wat die gesin se verhoudings en gevoelens op die proef stel. Die storie gaan oor hoe mens hartseer verwerk, mekaar ondersteun en probeer voortgaan na moeilike tye. Dit is 'n emosionele en aangrypende verhaal oor familie, verlies en hoop. En so maak ons nog 'n hoofstuk by Nuut op die Rak toe met François Bloemhof se boek Een keer om die son. Bly ingeskakel om seker te maak julle mis nie ons liedjie van die week nie. Hallo en welkom. Ek hoop julle het Annemarie se gesprek oor die nuutste boek geniet, want ons het nou 'n nuwe liedjie wat wel eintlik, ek glo 2 dae terug uitgekom het op die 30ste Januarie. Amper kry ek daai datum verkeerd. Dit is maar nou 'n maandag. Dit gesê, ons praat oor Donkerbaai se nuutste liedjie, Voel jy die son. Donkerbaai het hulle nuwe enkelsnit en musiekvideo, Voel jy die son, aangekondig wat op 30 Januarie op alle digitale platforms beskikbaar was. Nou die lied was 'n stil maar kragtige refleksie op intimiet en het gefokus op daardie oomblikke van nabyheid waar die wêreld begin verwaag, nie deur groot gebare nie, maar deur teenwoordigheid, lig, asem en gevoel, met warm Afrikaanse indie-pop en 'n sagte, nostalgiese aanslag, het Donkerbaai getrou gebly aan hul bekende klank, met 'n ligte en oop produksie wat die lirieke laat leef het, sonder om 'n cliché te verval. Soos met hulle vorige werk, het die groep eerder 'n wêreld geskep as net 'n liedjie. Nie 'n plek op 'n kaart nie, maar 'n gevoel van 'n stadiger raak en volkome saamwees met iemand wat jou regtig sien. Donkerbaai, 'n Afrikaanse indie-popgroep uit Johannesburg, bestaan uit Cornee van die Kerk, Robert Mitchley en Chart van der Walt, het 'n vars klank na die Afrikaanse musieklandskap gebring, waar nostalgie, liefde, vriendskap en seevakansie met moderne elemente verweef word. Kykers, baie dankie dat julle hier gekom het en saam met ons gesit het vir hierdie episode, nie net vir voor in die koor nie. Dit gesê, soos wat julle gesien het, is dit nou ongelukkig al vir hierdie episode. Maar moet nêrens gaan nie, want hierna het ons nog 'n boodskap vir julle in die einde. Wel, kykers, dit is ongelukkig al nuus wat ons het vir julle vir die eerste episode van hierdie jaar se Blitsfokus. Bly asseblief ingeskakel hierdie jaar en stap saam met ons nuwe aanbieders wat vir julle gaan wees. Dit gesê, totsiens, sien julle volgende week op Maandag, ons nuwe tye 12:30. Totsiens.